Matteus 6 vers 12 sê, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wat as ons hierdie Kersfees vasbeslote is om aan ons bure dieselfde gawe te gee wat God so vrylik aan ons gegee het? Eerder as die persoon wat oor kan die straat woon, is die buurman wat ons moet vergewe, dalk ons ouers, dalk 'n broer of 'n suster of 'n kind. Jy sien, baie gesinne speel die speletjie van voorgee tydens hierdie feesseisoen, terwyl ons saam sit, maar eintlik vol wrok en uitgesproke woede is. Ons plaas 'n geskenkbewys in 'n koevert of ons draai geskenke mooi papier toe, maar eintlik moet ons 'n gawe van vergifnis gee. Kan ons ons naaste of vriend of familielid genoeg lief hê om te gee wat Christus mildelik vir ons gegee het? Jesus het ons geleer om te bid dat God ons oortredinge sal vergewe soos ons diegene vergewe wat teen ons oortree. Ons pleit, vergewe my God vir wat ek U skuld, soos ek ander vergewe vir wat hulle my skuld. Onvergewensgesindheid is 'n jy skuld my. Jy skuld my 'n verskoning vir wat jy gesê het, of vir wat jy gedoen het, wat jy nie gedoen het nie. Maar God druk ons in rigting om die onverdiende te gee. Trouwens, hy sê vir ons, dat as ons nie vergifnis aan ons oortreders kan gee nie, kan hy nie vir ons vergewe wat ons hom skuld nie. Met sy krag en liefde om te bemagtig en te lei, gee die onverdiende geskenk van vergifnis hierdie feesseisoen aan die mense rondom jou. Die vryheid wat dit bring, is 'n rede vir feesviering. Maar Vader, Here, baie dankie weer vir hierdie woord wat U so in ons harte inspreek vanmôre. Dankie Here, help ons om hierdie feesseisoen 'n geskenk, 'n gawe van vergifnis aan die mense te gee rondom ons. Dat ons nie net mooi geskenkies sal toedraai en koopbewysies sal sit in koevertjies nie, maar dat ons genade en vergifnis en barmhartigheid sal gee. In Jesus se naam. Amen.